Gemeente, ek groet u een en elkeen in die kosbare en dierbare naam van ons Here Jesus Christus. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanoggend weer hier by u te kan wees en die woord van die Here saam met u te kan oopmaak en daaruit te kan drink uit die fontein van die lewe. Dit is vir my spesiaal om te sien as mense kerk toe kom, veral wanneer dit koud is en die bed so lekker warm is en dit voel asof jy opstaan, asof jy deur grondboontjie botter moet loop om uit daai bed uit te kom. En tog het julle die toets deurstaan en julle is hier vanoggend en daarvoor is my hart vol van vreugde. Baie, baie dankie oom Kobus. Kom ons sing dan die harte lekker warm vandag en ons begin met As ek die hemel aanskou. Die werke van die vingers, maan en sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan, dat nie aan hom dink? Wat is die mens dan, dat nie na hom omsien? Laat ons eers oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan, dat nie aan hom dink? Wat is die mens dan, dat nie na hom omsien? Hoor hier ons Heer, hoe wonderbaar die naam, hoor hier ons Heer. Jy gaat roem sy naam, hoor hier ons Heer. Vader, ons hartse begeerte is werklik, gee ons die klop van die Vader se hart. Leer ons die klank van sy stem. Bring ons tot rus in die Vader se hand en hou ons vir altyd by hom. Ek dink aan u, Here, wat in Johannes 15 sê, ek is die wynstok en julle die lote, wie in my bly. Hy dra veel vrug. Here, ons begeerte vanoggend wat ons uitroep teenoor u, ons hartsbegeerte is om by u en in u te bly. Om u teenwoordigheid te ervaar en te soek. Om naby aan u te kan leef, Here, om elke tree te gee in u goedkeuring en in u genade en in u teenwoordigheid. Terwyl ons by die begin van hierdie diens staan, Here, en u 'n boodskap op my hart gelê het om met hierdie gemeente te deel, bid ek ten eerste, Here, dat u hier sal wees en ons by u en in u totdat u kom. Aan u al die aanbidding, al die lof en al die dankbaarheid van ons harte tot in ewigheid. Amen. Ek wil u graag nooi om die Bybel vir my oop te maak by Jakobus hoofstuk 1. Jakobus hoofstuk 1 en ons gaan daarvan saam lees die eerste 12 verse van die Bybel. Jakobus 1 vers 1 tot 12. Ek gaan dit ook op die skerm vertoon. So as u graag op die skerm wil lees, dan is u welkom om dit ook saam met ons daar te lees. Jakobus 1. Het is goed om die Bybel saam te bring en om dit oop te hou, en dan kan mens gereeld terugkyk en seker maak ons lees reg.
maar ek sit dit op die skerm ook. Goed, ek lees vir ons Jakobus 1 vers 1. Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Groete. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid. En die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor en sy blom val af. En die suurlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Ons gaan net tot daar lees, want dis waar die perikoop eintlik behoort te eindig. Goed. Dit gaan nie altyd goed met kinders van die Here nie. Om so te dink of om so te sê is eenvoudig onrealisties en onbybels. Die Here lei soms sy skape na groen weivelde, na waters waar rus is, na fonteine van water en soms na die dal van doodskaduwee. Na donker plekke waar ons nie wil wees nie. Dit het nie altyd goed gegaan met die figure in die Bybel wat die Here gedien het nie. Job het die Here gedien, meer as al die mense op die aarde. Hy was getrou aan die Here, en tog bring die lewe Job by Job 3 vers 26 uit, waar hy moedeloos uitroep, ek het geen kalmte en geen stilte en geen rus nie, of daar kom die onrus. Abraham trek deur die woestyn met 2 vroue wat in mekaar se hare is, hy moet die een seun offer, en die ander een moet hy in die woestyn injaag. Arme Josef het net 'n bietjie styl gehad, en hy word eers in 'n put, toe in 'n slawehuis en toe in 'n tronk gegooi. Moses se lewe begin met 'n poging tot moord. Josua moet sy hele lewe lank oorlog voer. Simson veg teen 'n leeu, 'n weermag Filistyne en verloor teen 'n vrou. Sagaria is gestenig. Johannes die Doper is onthoof. Jesaja is volgens oorlewering in 2 gesaag, en volgens latere tradisies is Jeremia gestenig, terwyl Esegiel, Amos en Micha as martelare gesterf het. En dan Paulus. Paulus meer as hulle almal. Hoor wat skryf Paulus in 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 27. Dis 'n lang gedeelte, maar hoor waardeur het hierdie man gegaan nadat hy die Here ontmoet het. Hy skryf, is hulle dienaars van Christus? Ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer. Hoor waardeur is hy? In arbeid oorvloedig, in sla bo die maat, in gevangenskap baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na, dis met die sweep geslaan. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag het ek op diep waters deurgebring, dikwels op reis, in gevare in riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see,
in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, in slapelose nagte, in honger en in dors, dikwels sonder ete, in koue en in naaktheid. Ek dink as 'n mens vir hierdie mense in die skrif moet sê, dat sommige mense vandag verkondig, dat dit God se wil is, dat dit altyd net met jou moet goed gaan, sal hulle dink, ons is van ons sinne beroof. En ek dink ook so. Dit gaan nie altyd goed met kinders van die Here nie. Daar kom eenvoudig saam met die groen weivelde, dae van dood skade weer. Daar kom saam met die lig, die donker, saam met die heuwel, die vallei. Kinders van die Here, net soos kinders van die wêreld, gaan maar deur tye van blydskap en genade en dan deur tye van pyn en lyding. Die verskil tussen kinders van die Here en kinders van die wêreld is nie of ons deur beproewinge gaan nie, dis hoe ons deur hierdie beproewinge gaan. Die beproewinge is nie noodwendig makliker of draagliker nie. Die oplossings kom nie noodwendig vinniger vir ons nie. Ons voel dit nie minder nie, maar die wonde wat die beproewing in ons lewens laat, dit lyk anders. Jy sien, kinders van die wêreld gaan soms deur moeilike tye en moeilike omstandighede en hulle laat toe dat daardie omstandighede, daardie beproewinge hulle lewens verwoes. Dikwels lei dit tot depressie, verslawing, selfmoord, woede en tot angs. Maar vir kinders van die Here, soos Jakobus dit in hierdie gedeelte verduidelik, is die eindbestemming van beproewinge anders. Kyk maar na die woorde wat hy in Jakobus 1 gebruik. Vreugde, volmaaktheid, wysheid, kroon van die lewe. Jy sien, die moeilik is vir ons net so moeilik, die seer is vir ons net so seer, maar die einde van daardie moeilike pad lyk anders. Vir my is dit amper soos daardie ou mense smitte wat dan ingegaan het om die swaarde te maak. Vir die wêreld gaan hulle by die vuur in soos 'n houtswaard en word deur hierdie vuur heeltemal verbrand en verteer. Maar 'n kind van die Here is soos fyn yster wat wanneer hy in die vuur ingaan, sag gemaak word sodat hy gevorm kan word. Jakobus skryf aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Hy skryf aan Joodse gelowiges wat deur die vuur van vervolging geleef het. Hulle was nie Christene soos wat ons vandag Christene is nie. Hulle was Christene wat om 'n Christen te kon wees, tot siens moes sê vir hulle tradisie, vir hulle volk en vir hulle familie, wat dikwels uitgesoek en uitgemoor was, wat in daardie tyd spesiale tekens moes uitdink, sodat hulle in die geheim by mekaar kon kom om die Here te dien. En Jakobus se raad aan hulle is nie om te vlug van die beproewing nie. Hy vra nie hier vir hulle dat hulle sal bid en vir die Here vra om 'n wonderwerk te verrig, sodat hulle onmiddellik uit die moeilike situasie uitgelaat sal kan word nie. Nee, inteendeel, hy wys hulle op die eindresultaat van hierdie beproewing. Hy wys hulle wat aan die ander kant van die vuur is. Ek wil hierdie raad wat Jakobus aan die kinders van die Here in moeilike tye skryf vanoggend vir ons in 2 gedagtes kom opsom. U sien, ek weet nie wie van u nou dalk deur 'n moeilike tyd gaan nie. Daar is waarskynlik mense wat op die oomblik in 'n beproewing of in 'n moeilike omstandigheid is. Of miskien wil die Here u net vanoggend kom gereed maak vir wanneer daardie dal van doodskade dalk weer voor u mag lê, dat u gereed sal wees vir dit wat op die pad kom. Die eerste gedagte is, ons kyk na die vuur van beproewing deur God se oë. Lees weer saam met my Jakobus 1 vers 2 tot 3. Hy skryf, ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.
Nou om te verstaan wat Jakobus hier sê, moet ons die woord versoekinge reg verstaan. Want in ons taal klink versoekinge asof ons altyd net praat van versoeking om slegte dinge te doen, die versoeking tot sonde, of om al die koek in die yskas vinnig en gelyk te eet. Nou, die oorspronklike woord wat Jakobus hier gebruik is die woord pereismos, en dit kan na twee dinge verwys. Dit verwys aan die een kant na versoeking, daardie versoeking om sonde te doen, maar dit kan ook verwys na beproewinge, daardie moeilike omstandighede waardeur ons gaan, waardeur ons geloof getoets word. Die konteks wys vir ons watter een Jakobus hier bedoel. In Jakobus 1 vers 2 tot 12 gebruik Jakobus hierdie woord om te praat van moeilike omstandighede waarin ons mag wees, en dan in vers 13 tot 18 gaan hy dieselfde woord gebruik, waarna ons op 'n latere stadium miskien sal kyk, om te praat van daardie versoekinge om sonde te doen. Maar hier, tussen vers 2 en vers 12, praat hy oor die moeilike omstandighede waarin ons kan wees. En dan kom Jakobus en hy sê vir ons, ag, hierdie moeilike omstandighede, louter vreugde. En dit klink, as ek nou maar eerlik en reguit kan praat, simpel. Watter mens kyk na moeilike omstandighede, watter mens kyk na die moeilike en slegte dinge in sy lewe, die swaar tye waardeur hy gaan en sê, dis iets om oor bly te wees, dis iets om oor louter vreugde te hê. Dit maak nie sin nie. Maar dit word vir ons duideliker wanneer ons kyk na daardie woordjie ag, wat hy gebruik daar aan die begin. Die oorspronklike woord beteken om iets te bereken of om iets bymekaar te maak en op te som. En wat Jakobus daarby bedoel, is nie dat die beproewinge in sigself vir ons vreugde gee nie, maar dat ons die som moet maak van hierdie beproewinge. 'n Som wat hy vir ons stap vir stap gaan kom uitlê. En hy sê, as ons hierdie som reg maak, is die antwoord van hierdie som louter vreugde. En ek gaan dit baie eenvoudig vir u wys. U sien, Jakobus sê nie hier dat ons beproewing, ons gevoelings moet vervals nie. Hy sê nie dat beproewing lekker is nie. Hy sê nie dat pyn self 'n saak van blydskap is nie. Hy sê net, maak die som reg. En dan kom gee hy vir ons die som. Hy sê, beproewing bewerk lydsaamheid, en lydsaamheid bewerk, wanneer dit volkome is, geestelike volwassenheid, en hierdie geestelike volwassenheid is iets om oor bly te wees. Met ander woorde, daar's 'n sommetjie wat hy maak. Die moeilike omstandighede waarin ons is, dit behoort in die kind van die Here ons nie by moedeloosheid en woede en angs uit te bring nie, dit behoort ons uit te bring by lydsaamheid. En as ons hierdie lydsaamheid toelaat om in ons pos te vat, as ons dit toelaat om te ontwikkel en te groei, dan bring dit in ons volmaaktheid voor, sê hy. Natuurlik nie volmaaktheid in die sin dat ons perfek is nie, maar in die sin dat ons afgeronde, volkome, volwasse kinders van die Here is. Kom ons breek die som op en dan kyk ons stuk vir stuk daarna, kyk ons of ons dit verstaan. Die eerste deel van die som sê, beproewing bewerk lydsaamheid. In Romeine 5 vers 3 staan daar die volgende, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge. Hy praat hier van moeilike tye, verdrukkinge. Hoekom roem ons daaroor? Hoekom is ons bly daaroor? Want ons weet dat die verdrukking lydsaamheid bewerk. So Paulus bring ons by dieselfde som uit. Beproewinge, moeilike tye gaan oor in lydsaamheid. Nou lydsaamheid is die vermoë om lank te kan uithou. Die oorspronklike woord word nogal mooi uitgedruk in die Grieks, ek hou nogal daarvan. Dit gee die idee van iemand wat lank onder water bly en probeer om hulle asem op te hou. En daardie asem wat opgehou word terwyl die longe al skree en brand, dis lydsaamheid.
In hierdie konteks beteken dit dat 'n mens leer om aan die Here gehoorsaam en getrou te bly, selfs wanneer die omstandighede moeilik, seer en donker is. Ons almal het vriende in hierdie lewe. Wat vriende is solank as wat dit met jou goed gaan, nee. In Engels het hulle 'n mooi woord daarvoor, hulle noem dit fair weather friends. Nou, kom my Afrikaans mooi uit. Fair weather friends. En dis iemand wat, terwyl dit met jou goed gaan, terwyl dit maklik is om jou vriend te wees, is hulle daar en hulle is lief vir jou en hulle spandeer tyd met jou. Maar die oomblik wat dit met jou moeilik gaan, die oomblik wanneer jy swaar tye tref, die oomblik wanneer jy op hulle moet leun, dan verdwyn hulle soos mis van die son. Ons ken hulle almal. Nou ongelukkig kry mense sulke Christene ook. Hulle loof en hulle aanbid die Here solank as wat dit goed gaan. Kyk, as dit goed gaan en die Here hulle seën en die lewe uitwerk soos wat hulle dit graag wil hê, dan staan hulle in die kerk en hulle loof die Here met alles wat in hulle is. Maar die oomblik wanneer die lewe so bietjie verander, die oomblik wanneer ons by daardie dal van doodskaduwee uitkom, daardie oomblik dan blameer hulle die Here. Dan blameer hulle die kinders van die Here. Dan blameer hulle die kerk en dan verdwyn hulle net soos daardie vriende. Lydsaamheid is om nie 'n fair weather friend van die Here te wees nie. Dis om te sê, Here, ek bly by U. Ek bly ingeënt in die wingerdstok wanneer dit goed gaan tot eer van die Here en wanneer dit sleg gaan tot eer van die Here. Ek bly by God. Al is ek, soos Job, op 'n ashoop, sal ek sê, die Here het gegee, die Here het geneem, geloofd sy die Here. Al is ek, soos Moses in die woestyn, wat vir die Here sê, ek loop nie 'n tree verder as U nie met my saamgaan nie. Al is ek, soos Josef in die put, wat aan die Here vasgehou het, en selfs in die tronk, in die gat in die grond, die woorde van die Here uitgelê het en verkondig het. Al is ek, soos Paulus in die tronk, al ly ek skipbreek. Paulus is vir my ongelooflik. Het jy geweet, hy was op 'n stadium in 'n dorp gewees, en daai mense van die dorp sleep hom uit die stad uit, en hulle stenig hom, hulle probeer hom doodgooi met klippe. En dis nie maar net klippietjies wat 'n mens optel en iemand mee gooi nie. Hulle het jou aan die grond vasgemaak met toue. En dan 'n groot klip op jou borskas neergegooi om jou borsbeen te breek. En daarna het hulle jou met klomp klein klippe gegooi. En hulle gooi Paulus tot op so 'n plek dat hulle dink hy's dood. Die Here doen 'n wonderwerk en Paulus oorleef hierdie stediging. Hy staan op uit daardie klippe uit en weet jy wat doen hy? Hy gaan terug in daardie selfde dorp in om vir die Here te gaan werk. Om vir die Here die woord van die evangelie te verkondig. Hy was nie net daar om die Here te loof en te eer toe hy op die heuwel was nie, maar ook in die dal, ook in die donkerte eer hy die Here. Jy sien, lydsaamheid is nie net om swaar te kry nie. Baie mense kry swaar. Lydsaamheid is om swaar te kry en steeds aan die Here vas te hou. En ongelukkig kan 'n mens lydsaamheid net in die spreekwoordelike woestynput en ashoop ontwikkel. Wanneer dit goed gaan, kan 'n mens dalk sê dat jy die Here vertrou, maar dit is net wanneer dit sleg gaan wat jy dit eintlik kan doen. Petrus gebruik 'n baie mooi beeld om dieselfde waarheid te verduidelik. Hoor wat staan in 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. Hy sê: Daarin verheug julle word bly, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Hoor mooi wat sê die Bybel. Dit sê nie jy moet mind over matter nie. Dit sê nie jy moet maak asof die slegte omstandighede goed is nie. Dit sê nie jy moet vir jouself 'n leuen vertel en sê dit gaan eintlik goed terwyl dit regtig net nie goed gaan nie. Hy sê jy word 'n kort tydjie bedroef onder al hierdie omstandighede.
Maar, kyk na die fokus, kyk na die eind van die pad. Hy sê, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur die vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Petrus sê eenvoudig, dink net, kind van God. Hoe wonderlik dit sal wees, wanneer jy jou lewe voor die Here kan neerlê daardie dag wanneer hy kom. En dit is 'n getuienis van iemand wat hom geloof het, terwyl dit goed gegaan het, en iemand wat hom geloof het, terwyl dit sleg gegaan het. Iemand wat hom gesoek het, en aan hom vasgehou het, toe dit goed gegaan het, en iemand wat hom geloof het, en hom gesoek het, toe dit sleg gegaan het. Petrus sê, dis kosbaarder as fyn goud, wat deur die vuur gesuiwer word. En dis presies Jakobus se punt. Die kind van die Here kyk nie net na die vuur nie, die kind van die Here kyk na wat die vuur vir ons en vir die Here kan doen. En dit bring ons by die tweede helfte van daai som. Die lydsaamheid ontwikkel volmaaktheid. Jy sien, Jakobus bedoel nie hier met volmaaktheid dat 'n mens sondeloos perfek sal wees nie. Hy praat nie hier dat ons geen foute sal hê nie. Maar hy sê wel dat hierdie lydsaamheid ons volwasse, afgeronde Christene maak. In vers 4 sê hy, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom. Dis mooi taal om te sê, die lydsaamheid wat 'n mens ervaar daar, die vashou aan die Here wanneer dit swaar gaan, dit moet ontwikkel, dit moet groei soos wat 'n boom sal groei, sodat dit vrug kan dra. En hoor hoe beskryf hy hierdie vrug? Dis een ding wat hy beskryf in 3 maniere. Hy sê, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kan kortkom nie. En dis dit wat 'n saak van vreugde is. Dis dit wat hy bedoel, wat hy sê, ag, dit louter vreugde. Nie dat ons deur die slegte tye kom nie, maar dat ons kan sien en kan erken dat die Here besig is om my 'n volwasse, afgeronde Christen te maak, dat hierdie vuur waarin ek is, soos daardie smeltkroes besig is om aan my te kap en te bytel, sodat ek meer en meer soos Jesus kan wees. En dit is 'n saak van absolute vreugde. Sien, die Here gebruik dikwels pyn en lyding in ons lewe om dele van ons geestelike lewe aan te spreek waar daar 'n tekort is. Hy gebruik beproewing om ons geloof te verdiep. Hy gebruik die vuur om ons te vorm. Hy gebruik swaar kry om dinge in ons oop te maak wat andersins nooit oopgemaak sou word nie. Hebreërs 12 vers 11 sê, nou lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later, kyk die fokus, lewer dit egter vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daarin geoefen is. Later lewer dit vrug. Dis die deel wat ons moet raak sien. Die beproewing self is nooit 'n saak van vreugde nie, maar die vrug wat God selfs daar laat groei, is 'n saak van vreugde. Kan ek 'n persoonlike getuienis met u deel? Verlede kwartaal het ons seun in 'n suikerkoma gegaan en die skooltjie waar hy was, het dit ongelukkig nie betyds agtergekom nie. En ons het skool toe gejaag om hom sy medisyne te gee en ons was, so te sê, amper te laat. En toe ons daarby om aankom, toe lê sy liggaampie op die vloer en hy was al koud gewees. 'n Aaklige ervaring. En ons het hom die medisyne gegee wat ons moes gee en hy het geen beweging getoon, geen verandering getoon nie. En ons het hom in die kar gelaai en ons het hospitaal toe gejaag en terwyl ons op pad is hospitaal toe,
bid ek vir hierdie kind wat leweloos in my arms lê en ek sê, Here, red my kind. En ek sê, Here, gee hom net die geleentheid om U te ken en te weet wat dit is om U te dien. En toe ek amen sê, toe beweeg daai kind vir die eerste keer in my arms. En dit was 'n aaklige ervaring. Dis 'n dramatiese en slegte dag in ons lewens gewees. En ek wil dit nie romantiseer vanoggend nie, maar ek kan ook nie anders as om te erken dat ek die nabyheid van die Here daardie dag beleef het op 'n manier wat ek nooit ooit sal vergeet nie. Ek het daardie dag opnuut weer geleer, ons lees baie, ons beplan, ons meet, ons monitor, ons is noukeurig met sy medisyne en dis reg so. Maar uiteindelik is ons lewens in die hande van die Here. Ek bid baie, maar daardie dag het die Here my gewys wat dit beteken om hom aan te roep. En daarom as ek vandag terugkyk na daardie aaklige dag, ontken ek nie dat dit aaklig was nie. En ek ontken nie dat dit seer gemaak het en dat ons nog steeds sukkel met daardie ervaring nie. Maar ek loof die Here dat hy my selfs in daardie omstandighede nader trek. Weet jy wat is die eerste gedagte wat ek gehad het die oomblik toe my seun asemhaal en ek besef hy's okay. My eerste gedagte was, nou weet ek vir die eerste keer in my lewe 'n klein bietjie van wat dit beteken vir 'n vader om sy seun te laat sterwe vir ons sondes aan die kruis. Iets wat ek net kan leer in die smeltkroes van beproewing. Jy sien, ek het al baie gehoor hoe mense verander leer dat hulle maar op hulle tande moet byt en moet glimlag in moeilike omstandighede. Fake it till you make it, dis waansin. Die Here sal nooit van jou verwag om vir jouself te lieg totdat jy dit glo nie. Die Here vra nie dat jy jou pyn moet ontken nie. Hy vra nie dat jy moet voorgee dat dit nie seer is nie. Hy vra nie jou om te glimlag en te sê dit gaan goed terwyl jy binnekant stikkend is nie, maar wat hy jou wel vra is om hom te soek in die dal van doodskaduwee. Om te onthou dat hy God is van die lig en God is van die donker. Dat hy Here is oor die sonskyn en Here is oor die reën. Iemand het een keer gesê dat daar mense is wat soos katte met God omgaan. Hulle houding is, Here, U bestaan eintlik om my gelukkig te maak, maar daar is 'n ander wat soos honde met hulle meester omgaan. Hulle houding is, Here, ek behoort aan U, wys my hoe ek U kan dien. Wys my hoe hierdie omstandighede U kan verheerlik. Wys my hoe om selfs na hierdie vuur van beproewing te vra vir U eer en U glorie. Dan sê ek nie meer, Here, dit is nie regverdig nie. Here, hoekom laat U dit toe nie? Here, hoekom gebeur dit met my nie? Maar ek vra, Here, waarom? Here, hoe kan ek U in hierdie donker uur verheerlik? Hoe wil U my vorm? Hoe kan hierdie beproewing my leer om nader aan U te leef? As daar iemand hier vanoggend is wat deur moeilike tye gaan, wil ek nie vir jou kom sê dat dit nie moeilik is nie. Ek wil vir jou kom sê, ekskuus. Maar as ek God se heerlikheid dien, dan begin ek anderster na die vuur te kyk, en dis al wat die Here vanoggend van ons vra. Kyk anders na die vuur. En as dit vir ons moeilik is, as ons dit nie kan verstaan, dan kom ons by die tweede gedagte in hierdie gedeelte uit. Soek in die vuur die beproewing, van beproewing na God se wysheid. Jy sien, Jakobus verstaan dat moeilike omstandighede partykeer vir ons regtig net moeilik en verwarrend is, en dat baie keer wanneer ons deur hierdie moeilike omstandighede gaan, ons nie nog half tyd of spasie in ons gedagtes het om te sê, Here, hoe wil ek U dien in hierdie dae, of hoe kan ek nader aan U leef, of hoe kan ek 'n beter Christen word en my getuienis uitleef binne in hierdie moeilike omstandighede nie. Hy besef ons is mense en dat dit vir ons moeilik is, en daarom gee hy vir ons vers 5.
Hy begin nie met 'n nuwe onderwerp in vers 5 nie, hy praat nog steeds oor die beproewing en hy sê, as iemand van julle wysheid kortkom. Nie algemene wysheid nie wysheid oor hoe om uit die omstandighede uit te kan kom nie probleemoplossingsvermoë nie, maar as iemand wysheid kortkom wanneer hulle sukkel om dit louter vreugde te ag, wanneer hulle hierdie som van hulle beproewinge maak, as hulle sukkel om God se heerlikheid raak te sien, as hulle sukkel om God te verheerlik in die moeilike omstandighede, of aan die Here vas te klou in die dal van doodskaduwee, as hulle daardie wysheid kortkom, laat hom dit van God bid wat aan eenvoudig gee sonder om te verwyd en dit sal aan hom gegee word. Jy sien, ons is dikwels geneig om te soek vir kitsoplossings wanneer ons in moeilike omstandighede is. Ons wil hê die Here moet dit nou dadelik vir ons kom oplos. En ek kan nie anders nie, ek dink so altyd terug aan daardie disippels wat op die skuit op die Galilea meer was, toe die Here Jesus op die berg gebid het. As 'n mens mooi gaan kyk na die tydperk wat hulle op daardie skip was, sien ons die Here Jesus het hulle min of meer 6:00 die aand uitgestuur op die water, en eers daardie aand het die storm begin. En eers 3:00 die volgende môre begin die Here Jesus rustig aan te stap na die skuit toe. Hy hardloop nie daar op die water nie. Hy stap rustig na die skuit toe. Die Here verander nie, hy haal ons nie altyd onmiddellik uit ons moeilike omstandighede nie. Hy probeer nie die dal van doodskaduwee verbyloop nie, want God het 'n doel met hierdie dal van doodskaduwee. Hy het 'n doel met hierdie storm. Hy weet waarom hy die beproewing toelaat. En as ons wil weet hoe om aan hom vas te hou, hoe om by hom te staan, hoe om op die spreekwoordelike water na hom aan toe te loop, dan sê hy, vra van my wysheid en ek sal dit vir jou gee. In Spreuke 2 vers 6 staan daar, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. En as jy by 'n plek in jou lewe uitkom waar dit baie moeilik gaan en jy erken voor die Here en sê, Here, ek weet nie hoe nie, ek weet nie hoe om die glorie in hierdie omstandighede te soek nie. Ek weet nie hoe om deur hierdie seer te leef sonder om bitter en moedeloos en kwaad te word nie. Here, ek weet nie hoe om aan U vas te hou nie. Dan is jy by die presiese regte plek, want as jou eie kennis opraak, kan jy vir die Here sê, Here, ek het 'n eksterne bron van kennis nodig. Ek het nodig dat U vir my die wysheid sal gee. Spreuke 2 vers 3 tot 5 sê, daar staan, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. Jakobus beaam dit. Hy beaam dat ons aan die Here moet vashou en vir die Here moet vertrou om vir ons te wys hoe ons agter hom moet aanloop in die dal van doodskaduwee. Ek hou van daardie uitdrukking in Psalm 23, want dit is vir my so mooi. In die donkerte, in die dal van doodskaduwee, die plek waarna die psalmskrywer verwys is letterlik 'n skeur in die aarde waar die son nie kom nie, waar dit donker is. En as jy nie naby aan die herder loop in daardie plek nie, dan raak jy verdwaal. En dit is vir my so 'n mooi beeld van 'n kind van die Here wat ook deur moeilike tye gaan, vir wie die dood dalk nog nie daar is nie, maar die skaduwee van die dood al naby gekom het. Want as jy nie naby aan die Here leef wanneer dinge moeilik gaan nie, dan raak 'n mens maklik verdwaald, verbitterd, jaloers, weg van die Here af. Maar Jakobus kom en hy gee vir ons 'n uitweg van hierdie verdwaling. Hy sê vir ons, as jy graag wil vra vir die Here en hy sal vir jou gee die wysheid om by hom te kan bly. Hy sal jou leer om te loop in hierdie dal van doodskaduwee. Daar's net een ernstige voorwaarde. En hy gee dit vir ons in vers 6. Hy sê, maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel.
Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Jakobus beskryf in daardie versies, vers 6 tot 9, iemand wat die Here nie hierdie wysheid voorgee nie. En dit is iemand wat hy in hierdie gedeelte beskryf as 'n man wat in golwe staan, wat heen en weer geruk word deur die golwe. Hy sê dis 'n dubbelhartige mens, die oorspronklike Griek sê 'n tweesielige mens, 'n mens wat amper soos twee siele het. Hy noem hom onbestendig, wat onstabiel beteken. En hy beskryf hier iemand wat vir die Here sê, Here, wys my wat om te doen, wys my hoe om te loof, wys my hoe om 'n kind van die Here te bly binne in hierdie omstandighede, om aan U vas te hou in hierdie omstandighede, om saam met U te loop in hierdie omstandighede. Maar wanneer die Here dit gee, dan sê ons nee, Here, net nie dit nie. Ek wil nie hier agter U aanloop nie, ek wil nie hier na U luister nie, ek wil nie hier doen wat U sê nie, ek wil nie hier aanvaar wat U vir my sê nie. So ek soek aan die een kant die Here om vir my hierdie wysheid te gee, maar aan die ander kant wil ek nog steeds maar my eie wysheid volg. Dis iemand wat net bid dat die Here vir hom 'n vinnige oplossing gee. Jakobus sê nee, nie dit nie. As jy hierdie wysheid van die Here vra, moet jy vertrou en glo dat jy agter die Here sal kan aanstap. Dan moet jy bereid wees om te gaan. Hy gebruik in die volgende gedeelte 'n voorbeeld om hierdie gedagte te illustreer. En hy gebruik die voorbeeld van 'n ryk man en 'n arm man. Hy praat eers van die arm man se beproewinge. Nou, dis iets wat ons baie goed verstaan. Om arm te wees is nie lekker nie. En hy praat van hierdie arme man wat in sy armoede is, en hy sê nie een keer die Here gaan hierdie arme man se armoede verlig nie. Hy sê nie dat die Here vir hom gaan seën met al die finansies in die wêreld en dat hy dit net moet name en claim vir homself nie. Hy sê nie dat hy dit moet bid en vir homself moet gryp in die naam van die Here of al hierdie nonsens wat vandag verkondig nie. Hy maak nie die omstandighede van hierdie arme man anders nie, maar die gedagte van hierdie arme man maak hy anders. En in sy armoede beveel hy hom om sy grootheid, sy hoogheid in Christus Jesus te sien. Met ander woorde, hy beveel hom om die manier wat hy dink te verander, om nie meer te dink asof hy 'n arme man is nie, maar om te verstaan dat in Jesus Christus is hy geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, Efesiërs 1. Hy is 'n erfgenaam van die hemel. Hy is 'n geliefde van God. Hy is 'n bloedgewaste heilige in die Here. Dis partykeer moeilik as die Here met ons werk en ons roep na hom toe en sê, Here, hierdie arm omstandighede waarin ek is vir my moeilik, hierdie armoede, hierdie honger, hierdie pyn, hierdie lyding is vir my nie lekker nie, en die Here sê vir ons, maar onthou net wie jy is. Ek gaan dalk nie nou jou armoede verlig nie, maar ek wil hê jy moet verstaan eers wie jy in die Here is. Dis moeilik om te aanvaar. Dis moeilike woord van die Here, dis moeilike wysheid om 'n deel van jouself te maak. En die tweede voorbeeld is net so kragtig, en die keer van 'n ryk man, en hy sê, hierdie ryk man wat op homself vertrou, wat in sy eie geld staat maak, wat homself as mooi en heerlik sien, sy wysheid van die Here, is om te besef, hy is vandag hier, en môre is hy weg. Al die rykdom wat hy opgebou het, al hierdie skatte, al hierdie juwele beteken eintlik niks nie. Sy waarde, net soos die arme man se waarde, is in die feit dat die Here hom lief gehad het en hom gered het. Gaan nie sy omstandighede verander nie, hy verander sy hart. Jeremia 9 vers 23 tot 24 ekho die gedagte, so sê die Here, laat die wyse hom nie roem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, en laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is, wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here.
Nie dat ek gaan verander nie. Nie dat ek jou omstandighede vir jou gaan oplos en elke klip uit jou pad uit gaan rol en dit vir jou so maklik en so gerieflik soos moontlik gaan maak nie, maar dat in jou omstandighede jy my kan verheerlik en jy my kan vind. Miskien verskuif hierdie wysheid net ons fokus. En al bid ons, en is reg om te bid, om te sê, Here, gee vir my uitkoms uit my omstandighede. Bid ek en ek sê, Here, wys vir my wat hierdie omstandighede in my hart openbaar. In plaas van om net te vra, Here, hoe lank nog, vra ek dalk, Here, is daar bitterheid in my? Het ek op my eie insig gesteen? Wys my hoe om getrou te bly. Dis gebede wat bid en vir die Here vra, Here, wys my hoe om op U te wag wanneer ek ongeduldig voel. Here, leer my om stil te bly en my getuienis te bewaar. Here, help my om te vergewe. Here, help my om oor te gee. Here, help my om my bitterheid te offer. Here, help my om vrede te vind. Here, help my om 'n voorbeeld van Jesus hier op aarde te wees. Want toe die Here Jesus gebid het en gesê het, Vader, as U wil laat hierdie beker by my verbygaan, het U ook vir hom gesê, nee. Want in sy lyding, in sy beproewing, het U heerlikheid gegloei. Laat daardie heerlikheid ook in my gloei. Ek sluit af. Ek kan vanoggend ongelukkig nie vir een van u 'n maklike en gerieflike lewe beloof nie. Ek kan nie eers vir u sê dat dit die wil van die Here is dat dit net altyd met u goed sal gaan en altyd gerieflik en gemaklik sal wees nie. Inteendeel, ek kan u waarborg dat as u agter die herder aanstap, u op 'n stadium in groen weivelde sal kom en op 'n stadium deur die dal van doodskade sal stap. Maar ek kan vir u vra om vreugde te vind, selfs in die dal van doodskade. Vreugde wat geen aardse mens ooit sal ken nie. Vreugde nie omdat die dal van doodskade lekker of gemaklik is nie, maar omdat ons weet, omdat die Here vir ons die wysheid gegee het om te kan sien, dat selfs daar het ek die voorreg om God se eer en sy heerlikheid te soek en te leef en te wys vir almal rondom my. Om selfs in die skaduwee van die lewe God se glorie te soek en te vind. Om te besef dat die Here my nie vergeet het of vir my kwaad is of dat daar iets fout is in my verhouding met hom omdat ek in hierdie omstandighede is nie, maar om te weet hy is juis besig om my te vorm en te vul en te bou totdat ek meer soos Jesus lyk. Kind van God, ons moet ons gedagtes verander. Ons moet verstaan, die Here is nie daar om ons te dien nie, ons is daar om hom te dien. Ons lewe, ons bestaan om 'n weerkaatsing van sy grootheid en sy goedheid en sy heerlikheid te wees. Al beteken dit goeie en gemaklike tye, en al beteken dit slegte en aaklige tye. Gaan lees Filippense. Filippense is 'n hartsuitroep van hierdie waarheid. Waar Paulus self erken en sê, as ek lewe, dan lewe ek tot eer van God, en as ek sterwe, dan sterwe ek tot eer van God. Waar hy in die tronk sit, waar hy wag om ter dood veroordeel te word, waar ons lees uit ander gedeeltes uit hoe siek en hoe koud hy was, dat hy vra dat iemand net vir hom 'n baadjie en 'n bladsy sal bring, dat hy nog 'n brief kan skryf.
En in daardie omstandighede skryf hy in die Filippense dat my liggaam soos altyd so ook nou tot verheerliking van God sal strek. Mag ons goeie tye op die altaar sit vir die Here. En mag dit brand tot sy glorie en sy verheerliking. En as ons deur swaar tye gaan, moeilike tye gaan, wat 'n voorreg om ook hierdie duur offer te kan plaas op daardie altaar en sê, geloofd sy die Here. Kom ons bid saam. Vader, ek kan nie anders as om maar net op 'n eenvoudige manier vanoggend te vra. Gee vir ons daardie wysheid. Gee vir ons die insig wat nodig is om selfs in die donker tye vir U te verheerlik, vir U op te hef en U te eer as die alleen wyse God. Vader, ons verstaan nie altyd nie, ons het nie nodig om te verstaan nie. Ons hou nie altyd van ons omstandighede nie, ons het nie nodig om daarvan te hou nie. Wat ons nodig het, Here, is om U te vertrou, dat alles ten goeie sal meewerk. En die grootste goed, die hoogste goed, is die geleentheid om U te kan verheerlik, bo alles, om alles vir U te gee, totdat daar niks oorbly nie. Gee ons die krag, gee ons die wysheid. Laat ons lewens 'n loflied tot U eer wees, totdat U kom en ons lewens voor U neerlê in die heerlikheid. Amen. Baie dankie. Kom ons sing hierdie getuienis, hy is die ene wat ek lief het, en ek weet is nie die oorspronklike betekenis nie, maar vanoggend wil ek my eie so 'n bietjie daaraan voeg. Hy is die ene wat ek lief het in die oggend, in die daglig, en hy is die ene wat ek lief het in die aand. Wanneer dit goed gaan, wanneer dit sleg gaan, mag ons die Here lief hê. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Die ene wat ek lief het in die môre, hy is die ene wat ek lief het in die aand, hy is die een in die avondskemer, hy is die een in die middernag, hy is die wynstok, ek is die rankie, hy is die pottebakker, ons is die klei, tussen hom en my kom daar nooit weer 'n skeidings nie. Hy is die ene wat ek lief het in die môre, hy is die ene wat ek lief het in die aand, hy is die een in die avondskemer, hy is die een in die middernag, hy is die wynstok, ons is die lote, hy is die potterbakker, ons is die klei, tussen hom en my kom daar nooit weer 'n skeidings nie. Gemeente, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede en in sy vreugde vanoggend. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met U totdat hy kom en ons kruis ruil vir 'n kroon. Amen.